So Esegiel is 'n boek wat die meeste van ons nog nie gelees het nie. Dis die Ou Testament se boetie van Openbaring, die spookhuis met gesigte en die vraag is hoekom sal ons hierna luister en hoekom sal ons daarna kyk? So ek het baie gebid hieroor want in hierdie gemeente probeer ons al die boeke van die Bybel lees. Want dit is 'n geskenk vir ons gegee. Daar is 66, ek dink ons het al 40 van hulle gedoen. So ons nog 'n paar oor. So ek het vir julle 'n videoetjie aangestuur, julle kan kyk wat daar aangaan. Verstaan jy? Want anders is dit bietjie van 'n spookhuis. Maar ek wil nie lesings hier kom gee nie. So ek het nogal by die Here gepraat en by die Heilige Gees en ek het gelei geword om te sê ek moet wat die boek wil doen. Ek wil dele uithaal en vir julle van toepassing maak wat jy kan gebruik vandag. So die titel is Esegiel vir vandag. En want dis die mooiste gedeeltes in die boek. Die hele ek wil so 'n paar net sê wat julle dalk nou sal hoor. Waar dis hier waar God gesê het ek sê julle vleisharte of julle klipharte verander na vleisharte toe. Ek sal vir julle my gees gee. Dis hier waar hy sê julle bene sal lewendig word, daai ou bene wat so lê in die woestyn. Dis hier waar gesê is daar sal 'n nuwe stroom in die woestyn vloei. Dis die enigste plek in die Bybel waar daar gepraat word oor die dooie see is in Esegiel. Ek het nou eendag gewonder hoekom gebruik Jesus nooit die voorbeeld van die dooie see nie. Wie veel het al swem in die dooie see? Hy is heavy dood. Vol olie, jy dryf, jy kan nie. Okay, maar hy is sout, hy kan jou brand ook. So, maar wie julle wat sê, en ek gaan dit later, want die gaan 6 preke wees. Hy sê op 'n stadium, as hy niet maak, sal dit soos vars water wees in die dooie see invloei, en dit sal vars word, en dan sal visse wees, en dan gaan bome langs die see wees, en hy gaan blare dra en 'n genesing vir die nasies gee. So hier's mooi goed wat hier staan, maar ek wil vandag by die eerste gesig gee. Maar wat ek by uitgekom het, is dat hierdie gesigte ons kan help hoe om oukei te wees in die lewe. Oukei te wees. Want, en dit is die geheime van oukei wees, want oukei wees is belangrik. So, Jordan Peterson aan die 12 Rules of Life sê, hy is 'n sielkundige ook, hy sê ons almal het hierdie kompas in ons kop, wat jou regop wil hou, en wat jy altyd vir jouself vra, waar is ek en is ek oukei? Dit is hoekom ons so lief is om na reunies te gaan of nie na reunies te wil gaan nie. Want daar sien jy bietjie, jy weet, is ek ver voor die ander, dan kom ons altyd met hulle blinkste karre, mooiste vrouens en foto's van die kinders daar, dat is eintlik nogal van nie, wat oukei is. Maar jy meet jouself en dink, okay, weet ek sal nou nie die rykste of ek sal nie die armste in die klas doen, of miskien is jy, dan voel jy goed of jy voel sleg. So ons het 'n konstante behoefte om te weet, ek is eintlik oukei. Ons doen dit ook met God. Ons is sy kinders wil altyd weet, jy weet, is ons daar waar hy tevrede is met ons. Werk ek goed genoeg in die kerk? Gee ek goed genoeg dankoffer? Kom ek genoeg? Ons wil altyd daai antwoorde hê. En dis goed, want 'n mens wil oukei wees. Ons doen dit met onsself, baie meer as met al die ander, om te sê, luister, is ek gelukkig hier waar ek is? Het ek nou, wat is my drome wat ek nog moet bereik? Is ek op pad soontoe? Mans wil altyd weet, watter kar wil ek eintlik gaan ry, hoe ver is ek nog daarvan af? Vrouens gaan dit hoeveel skoene in die kas kan wees. Weet al daai drome wat jy as 'n kind gehad het, hoe ver is jy daarmee? So ons het altyd die vraag, weet, is ek oukei? En dit is oukei om te wil wonder, weet of jy oukei is. Okay, en oukei beteken eintlik alles is goed. Alles is goed. All is korrek. Maar hoekom spel ons, wat die term het nie bestaan voor die 1830s nie. So dis 'n nuwe term, wel 100 jaar. Ek weet Afrikaans het in die week 100 jaar oud geword. Dis die jongste taal in die wêreld. So daar's 'n ou in Amerika en hy's 'n redakteur gewees en hy wou gepraat het oor hoe mense is, want dit is nou al die nasies wat daar aankom. En hulle het altyd gesê all must be correct. En toe het hy gespot met tussen die Engelse, die Ire en die Nederlanders, en toe skryf hy all correct soos daar ondersteun, all correct, om te spot met mense, en dit het oukei geword. Maar die vraag is, wanneer is ek eintlik oukei? Want dit is waartoe hierdie boek ons wil help, wanneer is jy oukei? Nou, gedurende die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n groot sielkundige Maslow. En in 1943 het hy gesê, mense wat oukei is,
het 'n driehoek soos 'n piramide wat in hulle lewe staan, en daai piramide is volledig, dan sê hy eintlik okay. Hy het gesê, jy het behoeftes, en die basiese behoefte wat 'n ou moet hê, want daar is oorlog. Mense gaan dood, hulle het nie huise nie, julle ken die perde wat hardloop. So hy sê, jou basiese behoefte om okay te wees is kos. As jy kan elke dag. Die tweede, jy wil veilig wees, jy wil 'n skuiling hê. Nou bou ons kastele. Jy wil vriendskap hê, mense met wie jy die lewe kan deel. Jy kan nie gelukkig wees as jy dit nie met iemand deel nie. En hy het gesê, jy wil met jou vaardighede wil jy iets doen dat jy voel jy's waardig. Dis kom mans as hulle op vakansie is, moet hulle op 'n stadium met 'n weervrou se wiel gaan omruil. Dit my net voel hy doen iets ordentlik, want op die strand te sit vir 3 weke, dit werk nie heeltemal goed nie. Vaardighede in jou lewe, en is lekker om die krediet te kry daarvoor. Dis ons almal ego-wesens. En jy voel jy maak 'n bydrae, maak nie saak wat jy ook in die wêreld doen nie. En dan sê hy, die vryheid van keuse is die hoogste vlak daarvan. Dis hoekom as jy 'n baas is, 'n ultimate baas, is dit lekker. Want almal dans na jou pype. En as jy met jou, hy sê as jy nou hierdie goed als in plek het, dan is jy okay, sê hy. Nou vra ek vir Jesus, nou wat sê hy hiervan? Hy sê nee, dit klink goed, maar, sê hy dink ons met die driehoek omdraai op sy kop. Want sien, vir Jesus gaan dit, jy's okay as jy in die koninkryk van die hemel opgesit is in die huis van die Vader, dat die hemel beleef en die koninkryk laat kom, dis wat ons altyd sê. So hy sê, het begin onder om te sê, daai keuses wat jy maak is wonderlik. En jy het almal die keuse. Maar die keuses wat jy moet maak, is so hy net gesê, liefde is nie 'n straf nie, jy moet keuse en liefde maak. Dat dit nie net ek is wat vooruit gaan nie, maar almal om my vooruit gaan. Dat die vaardighede wat ek het, moet ek sien as geskenke van God, wat ek gebruik om die koninkryk laat kom. Henty het ons gister afskeid van geneem. So Vrydag het die mense van sy werk, daar was honderde mense wat aanlyn gekom het en daar was, en hulle het vir 4 ure lank stories vertel oor hom. Hoe hy 'n vrou wat kanker gehad het gehelp het, en dit was vir 4 ure lank, hy het reg oor die wêreld gewerk, want hoekom? Want sy werkplek was sy koninkryksplek. Dis die ewige vriendskap met die Vader, Seun en Heilige Gees, sê Jesus. En dan sê hy, veiligheid, sal goed wees as jy besef, dis goed om 'n huisie te hê, maar jy ook weet jy het 'n hemelse huis, en dit gee vir jou 'n diep gevoel van okay wees. En dan, ek kan nou eers 'n grap vertel. Toe ons by die manne besig was, nou sê die mans daar, of die een, Erik, hy dink hy was golf in die hemel nie. Nou wil ek die storie vertel, maar ek wil nie eintlik praat daar nou. Ek dink ek het later dit vir hulle vertel. Sê ek, want hy is verkeerd. As sê 'n man en vrou is so 85, lank geleef, groot golfspelers, nou maak hulle ongelukkig, toe saam oorlede, kom maar bo aan, en Petrus wag vir hulle by die hekke, en hy sê, hulle het nog hulle golfhandskoene aan, hy sê, ek sien julle speel golf, hulle sê, ja. Hy sê, nou maar, kom ek wys julle iets. Hulle gaan na 'n kamertjie in, hy sê, vat vir julle ook 'n golfsak met stokke, sulke goue stokke. Hy sê, wat kos dit? Hy sê, nee, daar's duur betaal, ons klaar betaal voor. Hy vat hulle in 'n kamer met honderde, duisende golf goue balle. Hy sê, vat vir soveel, hy sê, wel, dis mos duur, hè? Nou, hy sê, vat soveel, wat kos dit? Hy sê, nee, is vir nie, ons klaar betaal. Toe vat hulle op 'n berg, en hy wys vir 144 miljoen golfbane wat so lê. Uitgelê deur al die spelers ooit. Hy sê, jy kan hier speel op enige baan wat jy wil. Kies hom net. Hy sê, wat kos dit? Hy sê, nee, dis verniet. Hy sê, want ons duur betaal hiervoor. Hy sê, en nou, wanneer kan ons speel? Hy sê, wel, die son sak nooit en jy kan nou dan speel. Hy kyk so na sy vrou, hy sê, jy met jou gesondheid kosse, ek kon al 10 jaar terug hier gewees het, man. So, ware sekuriteit lê daarin. So, dis waar retief nou, so kom hy nie verlang na julle nie, hy speel dag en nag. En dan die voedsel, moet jy verstaan, is nie net die brood nie, Jesus sê, maar die woorde wat uit God se mond uitkom. Hy sê dan, as jy hierdie 5 goed het, of is dit 6, dan is jy okay, sê hy. Want Jesus se hele uitgangspunt was sê, jy's okay as jy verstaan dat jy die beelddraer van God is, wat
moet okay wees deur God lief te hê, jouself lief te hê en ander mense lief te hê. Dan is jy okay. As jy dit nie doen nie, dan is jy heeltyd nie okay nie. En liefde beteken om 'n ruimte te skep waarin jy self en ander kan gedei. En as jy dit verstaan, dan word daai ruimte hemel op aarde en dan is alles okay om jou. Ons weet daar's 'n bose wat 'n krag is wat heeltyd met ons werk, maar dan is jy okay. Dis hoekom toe Jesus gekom het en gesê, dis my boodskap. Dis my Kersboodskap, bekeer julle en besef dat die koninkryk van die hemel, die tuin van Eden het weer gekom en dis in julle hande. Geniet dit en al die goed sal okay wees. Okay. Okay. Goed. Nou, 'n man wat nie okay was nie, is Esegiel. Esegiel het geleef so 597 voor Christus. Nou Dawid het 1000 jaar voor Christus geleef. So hy het so tussen Dawid en Jesus geleef. En hoekom hy nie okay was nie? Hy was nie in sy eie land nie. Hy's weggevoer na Babylon toe. Babel toe, so 800 km van waar hy bly. En daar bly hy nou en dit is lonely, alleen, niks van daai driehoekie is daar nie. Niks nie. Hy het nie vryheid nie, hy het nie genoeg kos nie, hy het nie eintlik vriende wat daar is nie, want hy's 10 jaar voor die ander is hy so toe gevat, en hy is nie okay nie. En wat het met hom gebeur dat hy daar geland het? En dis ook wat ons die les nog gaan leer, ander lesse. Dis voorafgegaan die tyd wat dit baie okay was met hulle. Hulle het die land ingetrek 1225 jaar voor Christus, toe trek hulle, moes nou weer Israel in. Hulle moes nou weer gedoen in 1948 ook, maar toe trek hulle in. En toe word Saul hulle koning, en Dawid word hulle koning, en Salomo word hulle koning, en wat doen hy? Hy bou 'n masse groot, beautiful tempel, wat die woonplek van God is. Wel, hy het nou omtrent, wat 400 jaar daarna hy gelewe, en hy is gewoond gewees om tempel te gaan, en hy was op pad om 'n priester in die tempel te word. 'n rabbi wat mense leer. Maar toe gebeur 'n verskriklike ding. Hy word weggevat 800 km verder na Babylon toe. En wat hy beleef het al 100 jaar voor dit het die Noordryk na Salomo en die ryk in twee gedeel. Die een deel was in Samaria en die ander deel was in Jerusalem. Hulle is weggevat deur die Syriërs wat nou daar's niks van Sirië oor nie, maar het almal weggevat en nooit teruggekom het. So hier kom haal hulle vir hom en sy koning en hulle vat hom soontoe. En daar sit hy, dis ook, later so Daniël ook aangekom, dit is sy 4 vriende, julle ken daai storie. So, dis daai tyd. Want hoekom is hy nie okay nie? Want God is nie daar nie. Hy's 'n diep gelowige man en die mense, die volk het so geraak, en daar niks van daai okay oor was nie, hulle het afgode gedien, ons sal nog verder kyk, en hy vra vir hom, waar is God nou? Want God is in die tempel. En hy sit daar, 800 kilo's daarvan af. En dan doen God hierdie ding, dat hy wys vir hom hierdie gesig. Hierdie gesig, waar God aankom op 'n troon. Dis die eerste gesig wat iemand sien van, nou gaan dit net nou lees veel, hy kom aan, maar hy's op 'n platform. En daai platform met die lewende wesens wat ons ken. En daar's wiele onder die troon. En dis nou 'n baie belangrike ding. Hierdie troon van wiele is die geheim wat ek vandag met julle wil deel. En daarmee waar hy vir hom gesê het, ek bly nie net in die tempel nie. Dis wat waar julle dink. Ek is baie groter as die tempel. Onthou, in die ou dae het hy saam die ark gekom. Hy sê nee nou. Ek sal kom en ek sal jou ontmoet waar jy is. Ek gaan jou ontmoet waar jy is en dis wat ons vandag bietjie gaan bekyk. En Jakobus het later gesê, die boetie van Jesus, nader tot God en hy sal tot jou nader waar jy ook al is. Nou ons het daai konsep gehad, maar die eerste keer toe ek Esegiel gelees het, hierdie by my vasgesteek en dit bly by my. Dat waar ek is en ek gaan dit uitbrei, kom God met daai troon aangery na my toe. Want hy's lief vir my. As my pa gehoor dit gaan nie goed met my net in sy kar geklim, hy het so Skyline Nissan gaan en ry na my toe. En dit doen God ook, en ek wil hê jy moet dit hoor vandag, hy ry na jou toe, omdat hy jou lief het, en hy wil hê jy moet okay wees. So kom ons lees dit. My naam is Esegiel, ek is 'n boodskapper van God, my pa se naam is Boesie. Ek is in 597 voor Christus deur die Galdeërs as 'n gevangene nou uit my land weggevoer na 'n vreemde land,
saam met 'n klomp ander van my volk. Op die 31ste Julie 1593 voor Christus, so dis omtrent hy was wat 5 jaar daar, toe het ek 30 jaar oud geword en as 'n priester wat in die tempel sy ook ongewerk het as ek in Jerusalem gebly het. En daai dag het iets met my gebeur. Dit was die 5de jaar nadat ons saam met ons koning Jojagim as gevangenes na die vreemde land weggeneem is. So hy het al vir 5 jaar gewonder waar is God. En ons het by die Kebar rivier gebly, naby die Persiese Golf. Dis net die ander kant, in die land van die Babyloniërs. Die Here het hom op 'n baie spesiale manier aan my bekend gemaak. Hy het direk uit die hemel met my gepraat en ek het hom gesien en sy hand was swaar op my. Hy het vir my 'n boodskap gegee om vir my eie mense te bring en voor my oë het 'n toneel afgespeel. Ek het 'n storm uit die noordelike rigting sien aankom. Dis waar die storms altyd vandaan kom daar. Soos die wolke nader kom het ek gesien dat daar binne in een van die wolke iets was. Dit was 'n platform waarop die stoel gestaan het, waarop God self gesit het. Die platform het uit 4 lewende wesens bestaan, wat dit half gedra het. Hulle soos mense gelyk. Elkeen van die wesens het 4 gesigte gehad. Elkeen het ook 4 vlerke gehad. In die 4 wesens was daar een gees, die Ruach. Dieselfde gees het gesweef het oor die aarde toe hy geskep is. Die 4 wesens het as 'n eenheid beweeg in die rigting waarin die gees hulle laat gaan, die Ruach. En terwyl ek na die wesens kyk, sien ek 4 wiele op die grond onder die wesens. En onder elke wese was 'n wiel wat aan die grond geraak het. Klink soos die Formule 1. En binne in elke wiel was daar nog 'n wiel, dwars gedraai teenoor die ander. Die wiel binne 'n ander wiel het gemaak dat die wesens daarbo in een rigting kon beweeg, sonder om te draai as hulle beweeg. Ek wou eintlik 'n video gespeel het, die Chinese het nou 'n kar gemaak wat so kan beweeg, jy mag sien. Ek sal dit hulle aansteek te groep. Hy staan net so draai. Ek weet nie hoe hy doen dit. Hierdie is nou so gewees. So ek wil net gou 'n paar goed vir julle hier sê. Die troon van God is hier die simboliek van God se heerskappy. Hy sit op die troon, ons Openbaring later gesien, daai troon is eintlik gesetel op die polare ster, om te sê alles draai om hom. Maar hy wil hier vir hom sê, hy sit in 'n ander land, dat ek is die hoogste wese binne en buite die heelal. En wat ons in Openbaring weer sien later, in Openbaring 4 en 8 en 19 vers 6, as die lewende wesens wat nog steeds daar is, en die engele God aanbid, dan sê hulle, Theos, wat God beteken, die God, Adonai, wat Here beteken, Pantokrator, wat die Almagtige beteken, en wat as koning regeer, dan kniel hulle en sê vir hom, God, Here van ons lewe, heers oor die heelal, U wat as koning regeer, aan U kom al die eer en die heerlikheid toe. Ons het dit net gesing. En dit is wat die troon vereenselwig, is die God wat alles gemaak het. Hy kom na hom toe. Die lewende wesens wil ook iets beklemtoon. Ons sien dit ook nie, dit is nogal vreemd eintlik, maar wat dit eintlik beteken is dat God baas is ook oor die slimste wesens op aarde, die sterkste wesens, die most noble en die vinnigste. So die leeu is mos nou die koningwese, verteenwoordig alle konings, die bil is die sterkste, die mens is die slimste wese, en dan die gesig van die mens en die arend is die vinnigste. So hierdie wil net beklemtoon dat op hierdie aarde en in die heelal dien almal God. Daar is nie iemand groter as hy nie. Nie die vinnigste nie Usain Bolt nie die vinnigste arend wat die vlieg of volk nie, niemand nie. Verstaan jy, hy wil nou sien hy dit. Want hy God was weg. Hy het God in die tempel, hy het nie eens in die allerhoogste eintlik aan nou kom God met hierdie gesig na hom toe. En die wiele, en dis die belangrike ding. Daai wiele binne in die wiele wil sê, hy soos daai Chinese kar, hy kan gaan net waar die gees wil hy met jou gaan. Hierdie troon van God is nie weg op 'n plek nie. Niemand gaan God in 'n boksie pak nie en ook nie in 'n land los nie. Die val nie hier waar ek en jy bly nie. Die troon het wiele. En God sal jou ontmoet waar jy wil hy moet jou ontmoet en waar jy is, hy sal na jou toe kom. En dis wat die boodskap vandag is. Maar kyk, ons dink nie lekker so, toe ek klein was, en die goed steek vas, ek gaan net in my Rabboni klas al gesels, het ons neffens hierdie groot ou sandkerk gebou in Peru gebly. En dit was die huis van God. En dan sê ons gaan op na die huis van God toe. Nou wie bly in die huis van God? Wel, wie bly in ons huis?
Wie het in die pastorie gebly? Die dominee daar gebly. Weet, en as jy op die heuwel was my pel gebly, daar het hulle, die van die man was gebly. So wie bly in die huis van God? Hy bly daar. Ek het hom gesoek daar op die kansel geklim, aan die toring opgeklim, waar was God te vind in die huis? Tot ek eendag die liedjie gehoor het, Jesus, groot bo almal, reddende Here, Immanuel. En toe sê hulle, Immanuel beteken God is met ons. En hy is nie eintlik daar nie. Hy woon nie in die kerkgebou nie. Hy het 'n troon. En die preekstoel is nie God se troon nie. Dit is die dominee se stoel waarop hy sit. Al so lank gepreek, hy moes sit, hy het moeg geword, verstaan jy? En daar staan so spreek die Here, maar die Here is nie daar nie. Hy is daar waar sy mense is. En toe het ek agtergekom. En hier Immanuel staan nie 2 keer in die Bybel, né? Jesaja 7 vers 2, Matteus 1 vers 16. En dit is so ongelooflike indrukking op ons, dat God het gekom om by ons te wees. En dit het ons nou in Jesus gebeur, toe hy gekom het. En vir ons is baie makliker as Jesegiel om goed te verstaan. En toe besef ek dat Jesus, en ek kyk daarna, daai troon van God het definitief wiele, want waar Jesus is God se heerskappy, is dit nie so nie, hy is die pantokrator, wat hy later sê. So toe hy sy disippels gaan roep, wat het hy daar op die heuwel geskree en gesê, kom jy nou toe? Nee, hy het afgegaan soontoe, met die volle heerlikheid van God, en daar het hy sy eerste disipel geroep, en dit was Johannes gewees, by die viswaters. En wat doen hy toe? Hy gaan na 'n vyeboom, en daar sit Nathanael, en hy sê vir Nathanael, wil jy met saam met kom, wie wat gaan jy sien? Jy sal die hemel op en af sien, en jy sal die engele sien klim van die hemel af na my toe. En dan gaan hy gaan die stad in, en hy gaan half 'n tollenaar daar. Hulle was die gehate mense, want het almal uitgebuit, die ryk mense ook, en hy gaan half vir Matteus, roep hom maar weg. En daar op die stadsmeilery met sy troon, en hy gaan kry daar 'n vrou met die naam van Maria Magdalena, wat met 7 bose geeste die mekaar was, en hy dryf dit uit haar uit. En dis sy, wat die vrou, een van sy eerste vroue disippels was. En toe hy hoor van Jairus se dogtertjie, toe gaan hy na haar toe. Hy ry met sy troon soontoe. En toe die kinders na hom toe kom, sy disippels sê, hy slaap hier agter, toe kom hy uit, en hy speel met hulle. En vandag nog, nou het ek groot is, as ek bid, dan bid ek gaan kuier by Jesus. Ek het 'n bankie waarop ek sit, my gedagtes is daar by Mosselbaai. En dan kom Jesus soontoe, en dan gesels ons oor hierdie kruispad, wat moet gebeur. Dan kom hy, en hy luister daar, dis virtuele gebed wel, waar dink jy is hy? Verstaan jy? Hy is nie in die hemel nie, hy is in die hemel. Maar dis 'n virtuele plek. So hy kan ons nou beweeg waar hy wil. Ek ontmoet hom daar. En dan die ongelooflike ontdekking om te maak op 'n stadium, is toe Jesus weggegaan het op aarde, toe het hy sy gees wat in hom was, en die gees is eintlik ook die Vader se gees, en is eintlik een van die 3 persone, het hy wat gedoen, hy het vir ons gegee. En daai gees, het ek agtergekom, hy bly nou binne my hart. Die troon van God is in my hart. Hy is hier. As ek asemhaal, dis is die ruach. En Jesus het ook deur die gees in my kom bly. En die liedjie wat ons net nou gesing het, God bly met jou waar jy ook mag gaan. Waar dink jy bly hy? Is hy jou skade weer? Nee, hy is in jou hart. Dis wat die Bybel sê. En ons eie seënlied wat ons altyd sing. Hy is bo jou, hy is onder jou, jy mag hoor, langs jou, binne jou. Ja, dis ons seënlied. Julle gaan hom net nou sing en julle hoor. Okay. So, en wat doen hierdie goed met my? Dit maak dat ek okay is. Ek is okay, as God by my is, wie kan teen my wees? Maar dan moet hierdie goed in plek wees. Daai 5 goed. My vryheid lê in Christus, my geskenke, of my Vader gee sy geskenke. Hy is my vriend. Die Vader is my Vader, en die Heilige Gees is my moeder vir my. En ek het ons nou geklop daar in die hemelse poorte, en toe sê hy, nee, ek gaan nog eers weer terug. Maar ek weet waar die blyplek is. En die voedsel is hierdie Bybel vir my, en dit maak dit ek okay is. Dis my okay om hier te bly in 'n vreemde land, en dit is nie maklik hier nie. Uit jou comfortzone heeltyd. Maar ek is okay. Ek is ook okay gewees toe ek deur die dal van doodskade weer gestap het.
En Hentie was ook okay, ek het ook saam met hom daardeur gestap, en dis hoekom Hanelie, Lia en Janie okay gaan wees. Want hulle piramide is omgedraai en dit is by hulle. Want God het na hulle toe gekom ook in hierdie pyn, hy was by Hentie gewees, sy troon het afgekom soontoe. Sy gees was daar tot op die einde. Was hy die volheid in hom, tot hy sy laaste asem uitgeblaas het, en toe het hy saam met hom oorgestap aan die kant toe. En dis wat vandag vir ons wil sê, daai troon het wiele. Dit is baie mooi, ek weet nie, ek laat dit kwaai, ek hou van karre, so maar dit is mooi, nee. So ek wil vandag vir jou vra, wat van hierdie vlakke in jou lewe is tans nie okay nie? Wat Jesus sê, ek wil dit kom nou van Maslow af, maar dit is waar. Jy weet, as jy nie jou vryheid verstaan nie, of jou geskenke gebruik jy nie. Hierdie ene Marie wat nou die viool speel, toe ek al ken het, ek ken haar van sy klein is, het sy vir my gesê, sy huil altyd, dis in die kerk, sy tot sy begin weer viool speel het. Toe sê sy, want sy moet dit doen. En hoe is jou vriendskap met die Vader? Ek wil, praat jy met hom? Hoe gaan dit met jou en jou broer, Jesus? En hoe gaan dit met jou verhouding met die Heilige Gees? Is dit okay of nie? Of is jy heeltyd skuldig en skaam oor die goed wat jy doen? En hoe veilig voel jy hier? En ek kan nie af van hom sê, wat gebeur as 'n bus jy nou omry buitekant nie, maar wat gebeur as hy omry? Weet hoe voel jy daaroor? En dan, hoe gaan dit met jou eet van die woord? Want dit is wat vir ons gegee word om okay te wees. Want dit is hoe die troon na ons toe kom, of ons die troon sien. Ons sou dit nooit geweet het, as ons nie gelees het nie. En as jy daar op 'n plek is, waar jy nie okay is nie, by die werk, of, ek wil jy met dit identifiseer vandag. En jy moet vir God sê, kom na my toe, waartoe moet hy kom? En dan wil ek jy moet beleef, hoe hy aangereik kom in daai troon. Dit is net 'n beeld van God se teenwoordigheid. Dit is 'n beeld wat ons mag gebruik. Want ek hou daarvan dat hy na my toe kom en hy ontmoet my waar ek is. Wil ek jy moet sien waar jy is, dat hy na jou toe kom. Jy kan later nog gaan gesels. En kies dan die Vader, Seun en Heilige Gees, want hulle is saam daar. En praat met hom oor jou situasie, of dit wat nie reg is nie, en vra, wat moet jy doen? Want as jy vra, gaan jy antwoorde kry. En as jy hulp vra, gaan hy jou help. Ek nou af die kinders die Rabboni klas sê, as jy vir hom vra om die Bybel te gaan van hou, gaan jy van hom hou. En jy gaan opeindig soos my vrou, sy's 'n Bybelfreak nou. En die klomp van hulle, né? Julle weet hoe lyk hulle. Hulle doen Bybelstudie. As ek met haar gesels en sy moet die Bybelstudie, sy wil dit. Nou verstaan ons die liedjie. Sing het sommer saam met my. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met